Goeiemôre, Sondagoggend en 'n voorreg om weer deur die sosiale media die woord van die Here te bedien. Ek gaan net wag om te kyk wie kom nou 'n bietjie op voor die tyd. Ek is so 'n paar minute voor die tyd. Hallo Amanda, kosbare dogter van my, geestelike dogter. Goeiemôre Naomi. Ek is so opgewonde oor die woord van die Here vanmôre, wat die Here met my gedeel het. Ons het die afgelope tyd het ons werklik in die geloof gestaan vir 'n ou babietjie van 11 weke wat breindood verklaar is, en ek en my skoondogter het begin gesels en ons sê ons gaan dit nie vat nie. En God het 'n bonatuurlike werk gedoen, dat selfs die neuroloog moes erken, grys word en sê, dit maak nie vir hom sin nie. En daarom wil ek vanmôre spesifiek dan met julle gesels, heerlik. Môre Dok, môre Pastor Gerard, môre Pastor Tolly. Ek hoop nie ek mis iemand nie. Môre Konrad. Julle is geseëndes van die Here, ons is opgewonde. Ek het so 'n bietjie met die dames gepraat oor ons groet en die klank van die vibrasies van ons klank. En as jy besef dan die geheimenisse in daai, die verborgenhede daarin, dat selfs Jesus sê, die woorde wat ek met julle spreek is gees en lewe, en dit sal trill tot dit voorspoedig sal wees, en dit sal nie ledig terugkeer nie. So, ek wil u groet met die joy van die Here. Dit is 'n voorreg om vanmôre die woord van die Here te bedien. Nou, kom ons sit net so, ek sien ons gaan maar wag, die wat opkom, kan opkom. Ek wil konsentreer, my kinders sê vir my ma, jy moenie konsentreer op die comments nie. So ek konsentreer nou vanmôre op die woord van die môre, my kind Dries, almal, ons is opgewonde in die Here. Ons leef seker die beste tyd nog ooit. Wie weet dit? Ons leef in die beste tyd nog ooit. Ons gaan sien dinge wat nog nooit in die geskiedenis van hierdie wêreld, in die geskiedenis van die kerkewêreld, geskiedenis van die geesteswêreld bestaan het nie. Ons leef in hierdie tyd waar die dinge so gemanifesteer van die heerlikheid van God, dat selfs almal gaan verstom staan wat die ewige God, ons God, kan doen en in staat is. En daarom is ek geweldig opgewonde. Ek sê vir ek voel vanmôre dat ek werklik waar berge kan verskuif. Vanmôre voel ek dat dit wat God in elke kind van God belê het. Lappies, Ina, almal baie welkom. Nico van der Walt, baie welkom. Dit wat God in ons belê het. Want u sien, ek gaan vanmôre met u praat oor Hebreërs 11 van die voorbeelde van die Ou Testament. Hulle het 'n getuienis ontvang, maar ons het geword die getuienis van God. Hulle het dit wat hulle geglo het en gemanifesteer is, het hulle deur hulle geloof as geregtigheid gereken. Maar ons het geword die geregtigheid van Jesus Christus. Is dit nie awesome nie? U en ek het die volheid. U en ek het die volheid. Ons is in staat tot die bonatuurlike werkinge en ons besef nie wat God in ons belê het nie. Dit is tyd vir die kerk om wakker te word. Dit is tyd vir die kerk om op te staan. Dit is tyd vir die kerk om sy posisie in te neem. As ek nou sê kerk, praat ek van die liggaam van Jesus Christus, die ware wedergebore, bloedgewaste, Heilige Gees gevulde kinders van die Here. Hulle moet begin. Hulle ooms, almal, goeiemôre. Hoe kosbaar is dit om julle almal hier te hê? Maar kom ons sit net so. Geseënde God en Vader van ons Here Jesus Christus.
Vanmôre wil my hart oorloop, Here. U is 'n goeie Vader, U is 'n goeie God, en ons wil vanmôre U naam bo elke naam oplig en sê, o Here, ons wil ons verheug in die ewige God wat ons dien, die waarmaker van sy woord, die aanhoorder en die verhoorder van gebed, die God wat sê, wie het julle gestuur? Sê, ek het julle gestuur. Vanmôre wil ons sê, Here, dat ons as mens nie raak gesien sal word nie, maar dat U grootliks verheerlik sal word, dat die naam van Jesus Christus opgelig sal word, Jesus wat die volmaakte prys betaal het, Jesus Christus wat aan die kruis van Golgotha sy siel uitgestort het vir elke mens, sodat ons in oorvloed kan leef, lewe in oorvloed. Ons wil U vanmôre net oplig, ons wil vir U sê baie dankie. Word U verheerlik vanmôre. En dankie dat ons van nou af die beloning in besit kan neem. Die beloning wat U gesê het, Here, as ons na U toe kom, dan moet ons glo dat U is. En dat U wat is, my God, dan 'n beloner is vir die wat U soek. En ons neem van nou af alles, daai beloning neem ons in besit, die volheid van daai beloning, want U is nie 'n mens dat U sou lieg nie. U het reeds gepredestineer gespreek, U het gepredestineer, geprofeteer, belê in elke kind van God. Here, ons is gebore vir 'n tyd soos die. Ons is nie maar net hier op in SA nie, Here. Ons gaan ook nie vlug uit ons grondgebied uit nie. God het ons hier gesit as die lig en die lig en die sout van hierdie aarde, sodat ons die bonatuurlike krag, sodat ons die riem van God kan inbring in hierdie riem, hierdie bose riem, dat hulle sal bewus raak en sal besef die bonatuurlike God is 'n werklikheid. Die God van die eeue is nog steeds die ware God. Die God van die Bybel bestaan nog steeds. En word U grootliks vanmôre verheerlik, is my gebed in Jesus naam. Amen. Is jy opgewonde saam met my? Ek is opgewonde. Ekskuus, ek druk sommer nou die druiwesap. Ek is 'n bietjie dors. Ek is alleen hier en is nie water nie, niks nie. Ek lees vir u uit Hebreërs 11. Goeiemôre Sean, Jessie, hoe mis ek jou? My vriend. En dit is regtig 'n goeie vriend van my, Sean Moller, hy nou Berdientjie. Die aard van die geloof. Voorbeelde uit die Ou Testament. En as ons net baie mooi gaan besef en gaan insing, en ek wil hê, jy moet baie mooi volg. En baie mooi volg, want hulle voorbeelde, want die laaste vers wat ek vir jy gaan lees, kan nie volmaak wees vir God, voor ons nie saam met hulle in die hemel is, en alles wat God ons voorgestuur het, in vervulling sal bring nie. Dan eers gaan dit volmaak hulle getuienisse wees. Want ons het nie net getuienis, ons is nou die getuienis van Jesus. Ons is nou die getuienis van God. Julle, ek is opgewonde in die Here. Hy's groot. Hy's so groot, ons God. Hy's 'n goeie Vader. Hy het goeie gedagtes aangaande ons. Gedagtes van seën en vrede, oorvloed. Dis die gedagtes wat God oor ons het. Maar vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou ek het gou 'n bietjie vir u gaan stil staan en ek wil net gou dat u hierdie konteks gaan besef. Môre my liefste tannie Ita. Sy is my mentor in die gemeente. Wat is geloof? En moet een ding besef, ons moet weet waarin glo ons en ons moet weet wat is geloof. Want hoekom? Die duiwels. Kom ek lees gou vir Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Hoekom sidder hulle? Want hulle besef as ons hierdie openbaring gaan snap, dan het hulle regtig moeilikheid, as ons die openbaring gaan snap van hierdie geloof, dat God is een, en hy funksioneer in eenheid, want weet julle wat, Vader het gesê, die dag toe hy gesê het, kom laat ons mense maak, na ons beeld in Genesis, na ons gelykenis. Toe het daar die drie godheid saam bespreek, wat 'n gedeelte hulle gaan hulle van ons gee.
ons wat nou geword het. Die Nuwe Testament in sy bloed is nou die tempel van God. En die tempel van die Heilige Gees, die tempel van Jesus, ons het die tempel van God geword. Maar wat het gebeur die oomblik toe God gesê het, kom laat ons mense maak, na ons beeld en na ons gelykenis. Toe het Vader gekom, jy weet wat Vader sê, hy wil hê dat hulle hom in gees en in waarheid aanbid, want God soek ook sulke aanbidders. So God het gesê, ek gee die gees van die mens. Nee? Wat het Jesus gedoen? Jy gaan lees en ek gaan nou vir sê, Jesus het in Jesaja 53, het Jesus sy siel uitgestort. Wat is ons siel? Dit is ons wil, ons denke en ons emosies. Your will, your mind and your emotions. En daarom moes Jesus op die kruis van Golgotha sy siel weer uitstort, sodat daar 'n oes kan kom, 'n eersteling oes vir hom. En Jesus gee die siel. En Heilige Gees sê, ek sal die verantwoordelikheid vat vir die liggaam, hierdie vleiskas. Want hy sê, if the same spirit that rose Jesus from the dead dwells in you, it will quicken your mortal bodies. Heilige Gees vat verantwoordelikheid vir ons liggame. En dis Heilige Gees wat ook die opwekking, die wegraping gaan doen, die liggaam. Dis Heilige Gees wat in 'n oogwink ons aardse liggaam gaan verander in 'n verheerlikte liggaam. So as u verstaan hierdie konteks dat hulle is een. En hulle funksioneer tot nou toe nog in een. Maar nou is ons die tempel en ons moet begin opstaan kerk van die Here. Ons moet begin word die getuienis van Jesus Christus op hierdie aarde. Jy weet in die woord van die Here sê in Openbaring, hy sê, en hulle het hom oorwin deur die woord van hulle getuienis en die bloed van die lam. Maar kom ons gaan verder, geloof dan, is a agreement with God. Jy moet weet wanneer jy glo. Jy weet baie ouens sê, niemand sal vir my sê, ek moet nie glo nie, ek het al te veel dinge gesien. Gaan nie oor wat jy sien nie, want geloof is nie sienlik nie. Geloof is dit wat God gesê het. Want God het geloof gehad in sy eie woorde toe hy gesê het, kom laat ons mense maak. God het geloof gehad want hy is die God. Hy is die skepper van hemel en aarde. En hy het gesê, laat daar lig wees. En hy het gespreek. En God het geloof gehad, want het gaan echo die hele, tot nou toe, hou God se woorde, hierdie hele systeem, hierdie hele skepping, hou dit in stand. Hoeveel te meer dit wat ek in u sê. Ek is so opgewonde. Dit is 'n agreement with God, wat God sê. Ons kan nie net sê, ek het te veel goed gesê, nou glo ek nie. Die duiwels glo ook, en hulle sidder. Jy moet glo saam met God. Dit wat God sê, dit wat God, daarom het Jesus, hy het glad nie, hy het nie omgegee of hy nog bietjie laat was nie, hy het geweet. Hy het geweet sy Vader gaan sy gebed verhoor. En daarom het hy gesê, Lazarus staan op. Want jy sien as hy gesê het, kom uit die graf uit, het almal opgestaan. Want die woord wat hy spreek is gees en lewe. Ons moet glo in God. Ons moet in agreement staan met die Here. Okay, dit maak ook dit waarop jy saamstem. Jy maak dit waarin jy saamstem jou vriend. En wie is jou ware vriend? Jesus Christus. So dit wat jy saamstem, maak jy amper deel van jou, die ware Jesus Christus. Dit is nie jou aardse vriende nie, dit is ons vriend Jesus. Daarom kan ons nie na ons aardse mense toe gaan verraad nie. Ja, daar as raadgewers. Ja, soms het ons bietjie woord van bemoediging nodig. Ja, die profete moet inspreek in ons lewe. En die profete gee vir ons baie keer die openbaring van God, die rigting van God. Hulle stig ons baie keer. Maar luister hierso. As ons net kan glo dat dit wat Jesus volbring het op die kruis van Golgotha, gaan daar niks vir ons onmoontlik wees op hierdie aarde nie. Niks sal onmoontlik wees vir ons nie. Dit wat ons spreek, sal ons verkry. Want hy sê, vir die wat na hom toe gaan, moet glo dat hy is. En 'n beloner is vir die een wat hom soek. Ons moet in besit begin neem, kerk van die Here. En wat is dit? 'n vaste vertroue. Dit is 'n firm foundation that we stand under. Ek gaan hoor net hoe gaan hy sê in Hebreërs 12 dat die wolk van die getuienisse van hierdie manne van God, hulle het net die getuienis gehad dat hulle het geloof gehad. Dit is 'n stand and a firm foundation
which we stand under. Dit kan nie wankel nie. Dit kan nie wankel nie. Dit heers in die heerskappy. En luister hierso, ons moet die dinge roep wat nie bestaan. Hoop is, jy roep die dinge wat nie bestaan nie, totdat dit manifesteer. Totdat dit 'n realiteit is. Maar jy moet dit doen in geloof. Jy moet dit doen en jy moet glo dat hy is. En 'n beloner is. Jy moet die beloning. Ek weet, ek en my skoondogter het begin bid, ek en Mariska. Ons het gesê, Vader, ons neem die beloning van Marleen se gesondheid. Vader, ek gee nie om of sy brein dood is nie. Here, U het gesê, toe Lazarus het selfs geruik, my God. Hy het soveel ontbind, sy brein was ontbind, sy organe was ontbind, sy vleis was ontbind. En U het gesê, Lazarus kom uit, en niks kon het keer nie, hy moes gehoorsaam gewees het aan die opdrag van God, die beloning het U ontvang, deur 'n woord wat U gespreek het. Here, ons neem 'n beloning, ons neem ons beloning van Marleentjie, neem ons in besit, en bonatuurlik het daai kind begin lewe, haar breintjie funksioneer, hulle gee vir haar melkies, sy suig dammies, sy huil, sy gaan, bonatuurlik het God ingegryp. Ek dink aan Abby, Abs, as jy hier is, en jy kom op, môre Pastor Regine, Abby het ook, ons het een keer het ons konferensie toe gery, en ek het so agter haar gery, en ek het die ongeluk van Abby gesien gebeur, en sy was toe nie in my gemeente nie, en ek onthou het ek gehardloop, ek en my skoondogter Michelle was nog op haar laaste met Jan Rykie, hy word al 5, en ek het gehardloop, en klein Dries, want ons het nou ramshorings en alles, en ons het gesien hoe flip sy, en ons het gesien hoe val sy die kar, en daar alles, die bloed en alles, en almal sê, sy is dood, niemand sê, daar is geen lewe nie, almal sê, die manne, ons voel, daar is geen polsslag, niks nie, en ons sê, Here, nee, in die naam van Jesus, nie hierdie klein, nie, Naomi, jy was op daar, ek kan onthou, jy was in die kar gewees, ek glo so, ek dink so, maar ons staan en ons begin bid, en ons begin net, ek sit my hand op, en ek sê, dood in die naam van Jesus Christus, jy het nie hou vas op hierdie kind nie, in die naam van Jesus spreek ek die lewe van Christus oor hierdie kind, en ons begin net in 'n taal praat, volgende oomblik toe voel ek, hier sy hand op my rug, toe sit 'n Letty vrou, sy het ook gekom, sy het gestop by die ongelukstoneel, en sy het net begin praat in taal, en Dries het begin die ramshoring blaas, ja Naomi, jy was daar, en die volgende oomblik, toe begin hy kind, maak sy so, en sy lewe, daar is vir ons niks onmoontlik nie, as ons kan glo, en die beloning sal ontvang, ons God is 'n werklikheid, ek wil vir u sê, ek gee nie om wat 'n stadium is die toestand nie, ek gee nie wat 'n stadium is die toestand van SA nie, ek verwag die grootste herlewing, wat is herlewing in my oë, die grootste sieleoes, wat God vir ons gaan gee, in hierdie tyd soos die, ek gee nie om wat die werke sê nie, God is our provision, God's gonna provide for every man and women of God, like never before. En hierdie hoop moet ons nooit verloor nie. Ons moet nooit hoop verloor nie. Jy sien, nie 'n bewys is 'n oortuiging van iets, wat ons nie kan sien nie. Maar dit is 'n substance, geloof is dit substance, die substance is die woord van die Here. Nou hy sê, want daardeur het die manne van die oudheid getuienisse ontvang. Hulle het getuienis ontvang, dat hulle was geloofsmanne. Goeiemôre Pastor Michelle. Maar ek en u is nou die getuienis. Wat 'n getuienis ontvang ons? Dat ons glo die lockdown, dat ons glo die inperking. U weet, Gees het nie afstand nie. Die woorde wat u spreek, is Jesus Christus, het vir ons gesê, hy is die voorbeeld, hy is ons eersteling. Hy het gesê, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Spreek u gees en lewe? Dit wat uit jou mond uitkom, veroorsaak dit 'n ripple effect. Does it pierce satanic eardrums? Wek dit die dooies op? Roep u die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan? Spreek u en verwag u die beloning, en neem u die beloning in besit? Want jy sien, om te sit en agteroor te sit en sê, nou, wag ek maar. Ons is nie, geloof is nie passief nie. Geloof is 'n aksie. Geloof is doen. Jy sien, ons moet dit in besit neem, en ons moet dit profeteer, Here, ek neem in besit, die beloning wat u het gesê, en u is 'n waarmaker van die woord, want jy sien, hulle het net hierdie getuienis ontvang, maar u en ek is die getuienis van God. En dan sê hy verder, en dan gaan ek van, hy sê, deur die geloof, hy het hulle vasgestaan,
deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Dis geloof. Dis geloof. Jy sien, ons moet besef dat God het gespreek. En nou sê hy, God sê in sy woord, en ek het dieselfde in julle belê. Hy sê, ons gaan van elke ydelle woord gaan ons verantwoording doen. Daarom mag ons nie sê wat ons wil nie, want jy weet, jy behoort nie eens aan jouself nie. Jy behoort aan God. Jy kan ook nie doen wat jy wil nie. Jy mag nie, want jy behoort aan die Here. Jy is sy eiendom. Hy is 'n jaloerse God op alles van jy. Hy is jaloers op jou. Hy is jaloers op dit wat hy in jou belê. Dit behoort aan hom, en daarom moet ons dit wys gebruik. Manne en vroue van die Here, ons moet dit wys gebruik. Ons moet spreek wat God spreek. Ons moet doen, daarom sê Jesus, ek doen net wat ek my Vader sien doen. Ek sê net wat ek my Vader hoor sê. En daarom is ons na die eersteling oes, man en vroue van die Here, en daarom moet ons net sê wat Jesus gesê het, daarom moet ons net doen wat Jesus gedoen het. Ons kan dooies opwek, want jy gaan nou hoor, vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Môre Phyllis, hoe gaan dit? Jy sien, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Jy sien hierdie manne, alles hulle dood het hulle getuienis ontvang. En dit spreek nou nog die getuienis. Wat spreek van ons in die geestesrealm, as die getuienis van God op hierdie aarde? Jy sien, dit was nie oor die vrugte en die vleisoffer nie. Dit was oor die geloof in God. En ek het nou 'n bietjie gesit en dink, jy weet, miskien het Kain, onthou nou net Abel, het die geloof gehad. Miskien was dit sy beste en sy laaste wat hy vir God gegee het. En Abel het gesê, hy sal nie daai pad gaan nie. Sorry, ek gaan dit nie gaan nie. Dit behaag my nie om my beste vir God te gee nie. Sien, God verwag altyd ons beste, want dit behoort aan hom. En nou gaan met u praat, Godsman en Godsvroue. In hierdie tyd wil ek 'n beroep op u doen, en ek wil by u pleit vanmôre, om elke kerk, elke plek wat die waarheid verkondig, waar u aanbid, te ondersteun met die beste van u. Het sy in gebed, het sy met u geesgawes, het sy met 'n sieleoes, het sy met u tiendes, het sy met u offergawes, het sy met u teenwoordigheid, want dit is heilig aan God. Die beste offer is goed genoeg vir God. Ek wil vir u sê, daar staan manne en vroue wat nie in 'n kerk opset en 'n bediening is nie, wat deur die geloof lewe. En wat mense, daar's besigheidsmense wat in hulle bediening belê. Ek vra u besigheidsmanne, moenie opgee aan hierdie godsmanne en godsvroue nie. Moenie jouself beroof om jou geld terug te hou nie. En weet jy wie hierdie beste offer, dit was dalk sy laaste, maar hy het nie, want dit behoort aan die Here. Hierdie Abel het 'n getuienis ontvang, omdat dit aan die Here behoort het. Dit behoort aan die Here. Die tiende behoort aan die Here, dit behoort nie aan jou nie. Jy behoort nie aan jouself nie. Jy behoort aan 'n ewige God. Moet niks terughou nie, dit gaan tot getuie. Waar kan die getuienis dan nog eindig? By my nageslag, want dit wat jy nou insit, gaan jou nageslag erwe. Ek wil vir u sê, moenie vat wat aan God behoort nie. Moenie aan jouself vat nie. Moenie die gawes dormant in jou laat lê nie. Laat dit kan opgaan. Ondersteun die manne en vroue in hierdie tyd. Jy sien dat daar spys in God se huis kan wees. Dit is net 'n beperkte tyd nou, wat die kerk van die Here onderdruk word. Miskien is dit om te kyk, wat 'n getuienis kom daar uit van die manne en vroue van God. Wat is hulle getuienis van hulle offer? Wat is hulle getuienis van hulle offer? O my God, wees ons genadig. Ons behoort nie aan onsself nie. Help ons dat ons nie sal vat aan dit wat aan God behoort nie. En hy dit tot nadat hy dood is. Ek wil vir u sê, man en vroue van God, u offer in die saad gaan u nageslag beerwe. U nageslag gaan dit beerwe. As ons nie meer hier is nie, gaan hulle oes erf, het sy goed
of het sy sleg? Daleen, goeiemôre. Goed, en dan sê hy, ek gaan oor na vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, hoe gaan ons tot God? Het sy 'n verlang in ons hart? Het sy 'n gebed? Het sy 'n versigtiging? Het gehoor dat Heilige Gees met moanings, met groanings, nie moanings nie, ek wou nou jy sê, moet net nooit murmureer nie, met groanings vir ons intree. Miskien is jy op daai stadium wat jy groanings in jou binneste het, maar weet jy wat, jy gaan na God toe. Luister goed, want hy wat na God gaan, moet glo dat hy is. Hulle het vir God gevra. Hulle het gesê, Here, vir wie moet ek sê wie het my gestuur? Wat gaan ons sê wie het ons gestuur? Die kerk? Die kerk het ons nie gestuur nie. My pastoor? Die pastoor het jou nie gestuur nie. Wie gaan ons sê het ons gestuur? Hierdie een wat sê, hy is. Hy het gesê, sê vir hulle, ek is het jou gestuur. U is 'n gestuurde, 'n geroepene van God. Maar ons moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. Soek hom. Soek hom terwyl hy nog te vind is. Soek hom dag en nag. Soek hom in elke behoefte van jou. Soek hom. Moenie na die hand van God soek nie. Soek na sy aangesig. Moenie na die hand van God en alles soek nie. Weet jy wat? Dit gaan oor jou offer. Dit gaan wat jy vir God gee. Moet net niks vat wat aan God behoort nie. En sien en neem die beloning in besit. Want jy het saad in die grond. En dan gaan ek sommer na vers 11 toe. Hy sê, deur die geloof het Sara selfs ook krag ontvang, om bevrug te word. Jy sien, Sara was mos nou al 'n ou dame. Ek is nou, hoe oud is ek? 58? Prys die Here, dat kindertyd is verby by my. Nou sal ek hoor, ander dinge hoor. Maar sy was 'n ou dame. En sy kon nie conceive nie. Want manlief was ook al ver oor die ouderdom. Die wet van die natuur het nie meer gewerk daar nie. Die mediese wette het nie daar gewerk nie. En sy het krag ontvang deur geloof om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar. Omdat sy hom getrou geag het wat dit aan haar beloof het. Jy sien, dinge kan vir jou dood lyk. Dinge kan vir jou onmoontlik lyk, soos Marleen. Dit kan onmoontlik lyk, maar luister hier, ons kan krag ontvang om bevrug te word. Bevrug deur 'n inspraak van God die Heilige Gees. En jy kan geboorte gee aan dit wat God in jou belê het. God is good all the time. Hy het nie verander nie. Sy gedagtes rondom ons het nog nie verander nie. Sy gedagtes, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het. Hy het nog nie daaroor verander nie. Jesus Christus het nog nie verander, toe hy die volmaakte prys op die kruis van Golgotha vir my en vir jou behaal het nie, en gedoen het nie. Ek wil vir u sê, daar het 'n oes gekom, en ek en u is die oes. Oes, wat doen ons met dit wat God vir ons gegee het? Ons is geloofsmanne en vroue in hierdie tyd. Ons moet opgewonde raak in elke geloofsuitdaging om die hand van God, die krag van God, die aangesig van God, die salwing, die Heilige Gees in beweging, die bloed van Jesus in beweging te sien. Ons moet opgewonde raak. Dis nie 'n saak van sadness nie. Dis 'n opgewondenheid. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene. Hy het geen niks, daar was niks, die mediese wette het nie meer gewerk nie. Kinders soos die sterre van die hemel, in menigte soos die sand aan die sterre van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe, en dis wat ek vir u wil sê. Wat u nou in sit in geloof, gaan u kinders oes. Pas op vir die oes wat u gee. Het hulle almal gesterwe sonder die belofte te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was.
Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te gaan. U sien, wat sê God vir ons hier? Hy sê, hierdie man en vrou het geglo in die Messias. Hulle het geglo toe hulle gesê het, daar gaan 'n nuwe hemel wees, daar gaan 'n plek vir jou voorberei word, daar gaan nuwe aarde, daar gaan 'n nuwe Jerusalem wees. Hulle het in dit geglo, hulle het net die gesproke woord van God, dit het nie eens rema geword nie, het hulle geglo dat God het gesê, daar gaan 'n Messias kom, hy gaan die volmaakte prys betaal, hy gaan die offer betaal, hy gaan die volmaakte offer betaal, sodat ons 'n stad in besit kan neem, 'n ewige stad, 'n onverganklike stad, die stad van God, waar ons saam met God ewigheid gaan wees. Want as hulle heeltyd gedink het, uit die vaderland, die aardse dinge bedink het, waaruit hulle gekom het, sou hulle teruggegaan het soontoe. Maar hulle het geglo in wat God gesê het. Hulle het gesê, I'm gonna be a destined seeker. Hulle het gesê, we are predestined to seek the destiny of God, en hulle het voortgegaan in geloof, om te sê, ons gaan dit in besit neem, al sien ons dit uit die verte uit, maar ons gaan dit in besit neem eendag, ons gaan dit in besit neem. En daarom is hierdie man en vroue se getuienisse nie volmaak vir ons die getuienis van Jesus Christus, deur die genade van God in Christus Jesus, as ons nie almal verenig word in die stad Jerusalem nie. Hier is verborgenhede en ek kan ingaan en ons kan ure en ure preek, maar ek het nie altyd tyd daarvoor nie. So ons moet nie dink aan die vroeë ding nie. Ons moet nie altyd heeltyd dink uit die vaderland wat ons getuig. Weet jy wat? Baie van ons vaders het nie eens geweet om 'n kind te behandel nie. Baie van ons moeders het nie geweet om 'n kind. Moenie worry oor dit waaruit jy uitkom nie. Sien dit wat God vir jou instoor het. Sien dit wat God jou, 'n geloofsmens, geïmpaart het. Al die geestelike seëninge, al die beloftes, al die gawes, sy volle roeping, sy volle heerlikheid, al die vrugte God het in jou belê. Don't worry about negative stuff. Baie van ons getuienis, soms dink ek as ek my getuienis sal gee, baie sal dit nie glo nie. Ek is baie jonk al geoffer vir satting, van 5 jaar oud af. My pa het by die graf te gaan sit. Ek wil nie vreeslik daarin gaan nie. Maar ja, God is getrou. En God het my siel gered op 30. En ek loof en prys God, sweeter every day. Jy sien, ons het bonatuurlike goed wat in ons belê is. God het vir ons al die bonatuurlike gegee, om op hierdie aarde sy koninkryk te laat kom. Ons glo nie in die kingdom now teologie nie, maar ons glo dat ons doen dit wat God sê ons moet doen. Ek kan onthou, een keer as ek vorige keer deur padblokkade, ek was so vol van die krag van die Here, van 'n bidtuur gekom, en hulle vra vir my, het jy enige wapens in die kar? Ek sê, ja, baie. Jesus, maar die ouens is beraad hoor. Ek sê vir jou, hulle begin reg staan, hulle storm so na daai, toe het ek nog 'n wit BMW gery, storm so na daai kar toe. En die een man ken my, en hy vra vir my, waar is die wapens aan sê? Ek sê, hulle is bonatuurlik, jy sal hulle nie sien. Hy sê, ag, los haar, laat sy gaan, sy is nie lekker nie. Maar u is 'n bonatuurlike wese, gevaarlik, die duiwel sidder, om dit wat God in u belê het, man. Hulle glo die Godheid, hulle glo die eenheid, hulle was daar toe die skrif ingegee het. Kom ons glo die woord van die Here. Kom ons glo wat God in ons belê het, wat ek in u spreek, dit sal tot stand kom. Luister gegaan, en dan sê hy in vers 17, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die belofte ontvang het sy eersgeborene geoffer. Jy sien Abraham, ek het een keer daaroor gepreek, toe hy nog gaan in Isak van vra, maar waar is nou die een wat ons gaan offer? En sy vader het net gesê, God sal voorsien. En die hele tyd het Abraham gesê, hy het opgegaan met die berg, is 'n tipe van God die Vader wat Jesus gaan offer het. En Abraham gaan offer jou seun, God die Vader het sy seun geoffer, sodat ek en u lewe en oorvloed sal hê. Maar hier het Abraham besef,
dat selfs die belofte wat ons verkry, selfs hierdie wat ons in besit neem, die beloning behoort nie aan ons nie, dit behoort aan God, ons moet dit teruggee vir hom. God is 'n jaloerse God, hy vat nie, hy sal nie jou deel nie, hy sal nie sy roem en sy eer deel met enige persoon nie, selfs die belofte, die eie ekke moet doodgaan in ons lewe, ons moet all the glory belongs to God, ons moet teruggee vir God, wat aan hom behoort, en Abraham het besef, selfs die belofte behoort nie aan hom nie, dit behoort aan God, dit behoort aan God, ek gaan dit offer, want as hy reeds die belofte gegee het, is hy in staat om weer te resurrect, the resurrection power of God will be manifest in this offer. Kerk van die Here, ek en nie, moet nie God se eer steel nie, dis nie ek en nie wat gebid het nie, dis God wat gewerk het, maar hy gebruik my en u as sy getuienis, as 'n instrument, as die tempel op hierdie aarde, as sy tempel op hierdie aarde. Jou God is 'n jaloerse God, jy behoort nie eens aan jouself nie, jy behoort aan die ewige God, hy het die prys betaal, Jesus Christus, ek gee nie om of jy 'n satanis is nie, ek gee nie of jy okkultis is nie, of jy 'n ateïs is nie, jy behoort nie aan jouself nie, Jesus het sy siel uitgestort vir jou, en jy is gered reeds deur die offer van Jesus, jy moet dit net aanvaar, jy moet hom net aanvaar as jou saligmaker, daarom behoort elke siel op hierdie aarde aan Jesus Christus, aan God. Elke een behoort aan. En daarom sal ons aanhou bid vir 'n sieleoes. Ons kyk nie teen, jy weet, ek sien mense sê, hierdie een het nou daai en dood geskiet en die en ons soek nou hierdie reg vir die wit en die reg van die, weet jy wat, die woord van die Here sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose gees en die lig, die owerhede, die magte en al die goeters, ek gaan nou nie vreeslik daarin nie. Jy sien, die demone het nou met 'n groot woede neergedaal op hierdie aarde, maar jy is die lig van die wêreld, jy is die sout van hierdie aarde, jy is die tempel van God, wat doen ons daaromtrent? Ons moet ons bly onder die bloed van Jesus, I'm gonna stay right under the blood, where the devil can do me no harm. Dit is 'n geestesgeveg hierdie is nie teen wit en swart nie, hier is bose geeste, wat in mense invaar, wat steel, slag of verwoes, vermoor, daarom het ons 'n geestelike geveg wat ons moet veg. Daarom moet ons glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. Daarom moet ons die beloning in besit neem in Jesus Christus naam. U sien, Abraham het selfs geweet, daai belofte is nie syne nie. Goed, kom ons gaan dan oor na vers 28. Deur die geloof het hy die Pasga gehou in die besprinkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Dit was alles 'n voorbeeld op Jesus Christus. Nou deur die geloof moet ek en u begin, hoe ons moet in besit begin neem, en ons moet hom begin ken, en die krag van sy opstanding, want hier het hulle dit net in die geloof aan die deurposte, maar ons is verseël met God die Heilige Gees, ons is onder die bloed van Jesus, He is our cover, and He cover our nakedness in every situation, in every area. God covers through Jesus Christ our nakedness. Hoeveel te meer het ons nie 'n getuienis nie. Hulle het net 'n manifestasie gedoen. Ons is die gemanifesteerde impartation van God op hierdie aarde. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om te lewe in die tyd soos nou. Vers 32, en ek wil vir u sê, my hart loop vanmôre so oor van dankbaarheid. Vir jare het hierdie vroue stryd beleef, dat selfs God het in hierdie afsondering tyd 'n revival in my lewe gedoen. Dit wat dood was in jou, sal God opwek, tot verheerliking van sy naam. Don't give up, don't give up. Ek vra u kinders van God, don't give up. Jy voel jy is vuisvoets geslaan, dis tot getuienis van God. Neem 'n besit wat die Here vir jou het. In hierdie afsondering tyd het God revive in my, wat jare se stryd was.
En ek loof en prys God, want ek het hom gevat, hy is 'n waarmaker van sy woord. Sy woord sal nooit ledig terugkeer nie. Sy woord sal voorspoedig wees, want dit ekko nou nog tot in die geestesrealm. Wat God gespreek het, wat ons spreek sal gebeur, dit sal gebeur, dit ekko nog, God het gepredestined, God het gespreek, en dit manifesteer in die lewe nou in ons lewe. En hy sê, en wat sal ons nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, van Barak en Samson en Jefta, Dawid en Samuel, en die profete sou verhaal. Wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, bekke van die leeu's toegesluit het, die krag van die vuur uitgeblus het, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit die swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, lees van vreemdes en uit op die vlug geslaan. Wat sal ons sê van al hierdie dinge? Jy sien, die woord van die Here sê ook, as jy geloof het, sal jy vir hierdie moerbeiboom sê, werp jou in die see, en hy sal daar homself gaan plant. Het jy al werklik gedink aan geloof? Dit is teen die natuurwette. Daarom kan u sê, soos Jesus gesê toe hy op die storm was in die skei, wees stil, en daai storm moet jou gehoorsaam wees. Ek praat van die natuurwette. Want 'n moerbeiboom, as hy homself ontwortel, onthou die see, die golwe, en alles gaan heen en weer, hoe kan hy homself plant? Die golwe gaan hom uit, maar die bonatuurlike is, absoluut, dit wat ek in u sê, sal gehoorsaam wees, dit sal bo die natuurwette gaan. Dit sal bo dit wat moontlik is gaan, wat ek in u sê, in die naam van Jesus Christus, en die woord van God, ons sal saam met God stem, in agreement with God, it is possible, everything is possible, for you that believe in the word of God. Wat sal vir ons onmoontlik wees? Niks sal vir ons onmoontlik wees nie. God is vir ons, wie kan teen ons wees? Ek wil net gou hier sê, en dan gaan ek gou na my kerntekst toe, vers 39. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, hierdie manne van die ou tyd het getuienis ontvang, het hulle die beloftes nie verkry nie. Hulle nageslag het die beloftes gekry. Maar wie is die belofte? Ekskuus tog. Die Vader het ons begunstig en het ons begenadig om vir ons 'n belofte te gee. Sy naam is Jesus Christus. En hulle het dit nie in besit geneem, die belofte. Luister gou hier vers 40. Omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons, wat nou die belofte in besit geneem het, volmaak sou word nie. Die hemele wag vir u, die skepping wag vir u, met reikhalsende verlange, dat u, wat die beeld, die gelykenis, u wat die tempel is, u wat die gesag, die autoriteit, die heerlikheid, u wat absoluut die volheid ontvang het, u wat die tempel is, wat loop op hierdie aarde, wat God spreek en u spreek. Nou wag hulle vir die geesmanifestasie, nie net die fisiese manifestasie, die geesmanifestasie, om in besit te neem, sodat dit wanneer ons eendag in die nuwe stad, die nuwe Jerusalem, dan is ons eers volmaak, die getuienis, en ons wat die getuienis geword het, van Christus Jesus, deur die genade van God, wat hy vir ons begenadig het, in die geliefde Jesus Christus. O, halleluja, halleluja, God is groot, u en ek, die hemele wag vir ons, die hemele, ons broers en susters, wat ons geloofsgodsmanne, kan nie eers volmaak wees, sodat ons nie, voordat ons nie in vervulling gaan bring, dit waarvoor God ons geroep het op hierdie aarde nie. Hoe kosbaar is God nie? Hy laat nie een uit nie, ek hou nie nou vrees ek by my teksverse nie. Ja, my pastoor, ek het nie geloof nie, dis 'n leuen. Die woord sê in Romeine 12 vers 3,
Elke een het 'n maat van geloof ontvang. God het dit aan elkeen toebedeel. God het vir elkeen 'n mate van geloof gegee. Dis vir jou om dit te ontwikkel. Dis vir jou om God nou te vat op sy woord en te ontwikkel. Hierdie godsmanne en hierdie geloofsmanne het nie sommer net geloofsmanne en vroue geword van die Here nie. Dit is beoefen, dis geoefen. Ja, die eerste keer het hulle dalk misluk, die tweede keer, maar hulle het dit ontwikkel wat God in hulle belê. Daarom moet ek en u nie sê ons het nie geloof ontvang nie. Ons het geloof ontvang. God het vir elke een wat gebore is, geloof gegee. Ontwikkel u geloof. En dan sê hy in vers in Hebreërs 12, hy sê, daarom, dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, die getuienisse van ons voorvaders, van die vaders, die Bybel, die godsmanne, die godsvrou, Smith Wigglesworth, hy was 'n man van God, wat die getuienis was op hierdie aarde. Sy getuienis wat hy nagelaat het, was dat hy nie eer gevat het nie. Dat hy nie eer vir enigiets gevat het nie. Maar hy het meeste dooies opgewek op hierdie aarde. Wanneer laas het ek en nie 'n dooie opgewek? Wanneer laas het ons 'n duiwel uitgedryf? Wanneer het ons siekes gesond gemaak? Geloof wankel nie. God is 'n waarmaker van sy woord. Ons is omring met daai wolk. Ons is omring om vir ons te sê, everything is possible with God. Ons is nou, en hy sê, laat ons ook elke las dan aflê. Hierdie las, hierdie sorge van hierdie lewe, laat ons dit aflê. Want God is die God van die bo-natuurlike. As God iets gesê het, dan sal hy dit doen. Hy sê, en dat ons elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, en die volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. U sien, die vreugde wat vir Jesus voorgehou is 'n eersteling oes, en dis ek en u. Dis ek en u, die eersteling oes, moet beweeg, saam met hierdie wolk van getuienis. We must manifest the glory of God on this earth. We must manifest the word of God. We must speak the word of God like never before. We must bring into reality the things of God in this realm. We must prophesy the word of God. We must believe God is still in control. We must believe what God said, it will be done, as is in heaven, also on earth. Manne en vroue van die Here, ek wil gou vir u sê, glo u vanmôre? Luister dan vir u wat glo. Markus 16, en hy wat glo, en hom laat doop, groot doop, sal gered word, onderdompeling. Want jy kan nie glo as jy babatjie is nie. Waarin glo jy? Ons moet glo in die saligmaker. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat glo, luister hier, sal hierdie tekens volg. Dit is tekens. Wanneer laas het u 'n teken gesien in u lewe? In die wandel met God? In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Die duiwels is nie bang, die duiwels sidder vir my en vir jou. Waarvoor is jy bang vir 'n duiwel? Duiwels sidder vir ons. Hy sê, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen skade doen nie. Geen kwaad doen nie. Ek wil vir u sê, hulle kan jou maar nooi, daar is al soveel ouens, hulle het my al gebel, en sê hulle vir my, hoor jy, is 'n heks in jou straat, sy is besig om jou dood te bid, jy moet pas op. Sê ek, wat, sy kan my niks doen nie, stay on, right under the blood of Jesus, where the devil can do me no harm. En bel hulle vir my, en sê hulle vir my, ek gaan jou uithaal, en sê ek, jy kan my nie uithaal nie, jy moet verby my God kom. Jy sien, ons is nie bang vir 'n duiwel nie. Die duiwel, hy leef in vrees. As hy vrees in jou opgewek kan kry, dan sal hy 'n voet in die deur hê, ja. Maar ek en u is die
getuienis van God, ons is die gesalfdes van die Here. Jy sien, en baie het al vir my gesê, dood oor my gespreek, baie het gesê, jy is vervloek, baie het goed gesê, en ek het gesê, ek is 'n geseënde, ek is nou maar eenmal die geseënde van die Here, en ek wil vir u sê, u is 'n geseënde van die Here, u bakskottel, u grondgebied, alles is geseën deur die Here, u hoef vir niks en niemand bang te wees nie, die vyand is bang vir u. Die vyand is bang vir u, en selfs al gee hulle vir jou gif, man, daai oom en tannie wat sy hart nie mooi lekker is met jou nie, jy sal nou daar gif, jy sal net dalk proe die koffie proe, anderster, waarvoor vrees jy hierdie goed? Jy sal dit drink en dit kan jou nie kwaad doen nie. Ons is 'n bonatuurlike wese, hierdie ou vleiskas gaan net so verander in 'n oogwink in 'n verheerlikte liggaam. Hy sê, op siekes sal julle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, hulle het oral uitgegaan en gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. God wag vir jou. God wag vir jou. Gees dit nie afstand nie. Marlene is in Kloof op hospitaal in Pretoria, en ons het hier gespreek, en het echo, gees dit nie afstand nie. Die woorde wat ons spreek is gees en lewe. Die woord van God sal voorspoedig wees. Dit skerper as enige tweesnydende swaard. Dit maak skeiding tussen siel en gees, en been en murg. Dit sal voorspoedig wees. Dit sal nie ledig terugkeer nie. Ons gaan die beloning wat ons glo hy is in besit neem, en ons het in besit al volmaak te herstel. Daai brein wat hulle sê is dood, het ons in besit geneem, dat dit sal volmaak herstel. Kind van God, wanneer laas het u tekens gesien? Wanneer laas, want onthou wat sê die woord, en God het saam met hulle gewerk. God is waiting on you. You are his salt. You are the light on this earth. U is nou die tempel van die heilige op hierdie aarde. God sal saam met u werk. Staan op uit ons gemaksoon uit. Kom ons begin beweeg in die bonatuurlike realm. Kom ons begin, ek wil vir u sê, geen realm is vir u beperk as u 'n geesmens is nie. Geen realm is vir u beperk nie. Geen realm, daar's geen beperking op 'n geesmens nie. En daarom wil ek vir u bemoedig vanmôre, manne en vroue van God, kom ons staan op in die geloof. Kom ons hou op moan. Ek wil vir u sê, 'n persoon wat heeltyd moan, ek kan nie saam so 'n persoon lewe nie, ek kan nie saam so 'n persoon sit nie, want weet jy, jy is besig om 'n oes vir jou op te saai. Een wat heeltyd kritiek het, wat jy saai sal jy maai. Hou op, spreek die woord van die Here. Spreek, al sien jy die negatiewe, al sien jy daai een doen dit en dit, spreek die positiewe van God in daai een se lewe in. Want jy sien, daardeur gaan jy vir jou oes opbring. Is jy opgewonde saam met my? Jy sien, amen Naomi ons, want Jesus is die woord. En ek en u het die woord in ons. Kom ons bære dit ons. Naby jou is die woord, in jou hart en in jou mond. Kom ons manifesteer die woord van God. Maar God wag vir ons en hy sal saamwerk. Jy sien, en daarom wil ek vanmôre sê, so dikwels as jy by mekaar kom ter nagedagtenis aan wat Christus Jesus vir ons gedoen het op die kruis. Wil ek dankie sê, Jesus, ek wil die volbragte werk vanmôre in besit neem wat u gedoen het op die kruis. Vir elke persoon op hierdie aarde. Geen pessiekte sal naby ons kom nie. Niks sal naby ons kom nie. My God, ons is beskerm deur u. U gee die engele bevel ingaande ons. Maar die opstandingskrag van Jesus Christus het ons in 'n ander realm gesit. Dit het ons in die bonatuurlike realm van God gesit. En dit wil ons vanmôre in besit neem. Ons wil glo dat u is in 'n beloner van u. Here Jesus, ons wil die beloning van die liggaam wat vir ons gebreek is, die volmaakte genesing van ons hoof tot ons voetsole, elke liggaam, lê jouself die hande op en sê, Here, ons neem in besit hierdie volmaakte genesing wat deur die wonde van Jesus vir ons gegee is. Ons neem in besit hierdie beloning van genesing, my God. En ons dank en ons loof u Jesus Christus vir die offer, die volmaakte offer wat u vir ons gegee het. En ons neem in besit die beloning van die bloed van Jesus, wat nog nie sy krag verloor het nie.
Die beloning wat nog red uit Satansmag. Die beloning wat ons beskerm. Die beloning wat die verderwer en die pestsiektes van ons af weghou. Ons neem dit in besit vanmôre. Deur die bloed van Jesus. Here, ek huil nie omdat ek hartseer is nie, ek is so ewig dankbaar. You revive every dry bone, my God. Here, U herleef vanmôre elke bediening wat dood is. U herleef vanmôre elke roeping wat dood is. Die salwing van God is ons deel. Die heerlikheid van God is ons deel. Die bloed van Jesus getuig vanmôre teen jou vyand, wat kom steel, slag en verwoes het in Gods manne en Gods vroue se lewe. En ons wil vir jou sê, vat jou kloue van God se mense af. Let God's people go in the mighty name of Jesus Christ. Ons neem in besit die beloning van die bloed van Jesus, die volmaakte offer, die krag van die bloed wat nou nog lewe, die krag van die bloed wat nou nog getuig teen elke demoon wat werk in hierdie tyd. Dankie Here dat ons kan pleit nou elke een onder die bloed van Jesus Christus, om te volbring die werk van God wat U in ons belê het, en word U daardeur grootliks verheerlik. In Jesus naam. Sy bloed verlos uit Satansmag. Sy bloed verlos ook my. Wie kan staan teen die kosbare bloed van Jesus? Wie kan staan teen die getuienis van ons koning? Wie kan staan teen die woord van God? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wees U geseënd, Godsman en Godsvroue, in Jesus naam.